Die braaibroodjie is 'n Suid-Afrikaanse geroosterde kaastoebroodjie. Dit is ekstra lekker gemaak met bladjang. Hulle is maklik om te maak en so baie gewild in Suid-Afrika tradisioneel gebraai op die rooster. Jy kan ook 'n roosterpan of paninipers gebruik, maar dit verloor bietjie van daardie rookgeur. Hier is 'n paar lekker idees om die perfekte braaibroodjie te maak en te geniet. 'n Gewone wit toebroodjiebrood is die mees tipiese braaibroodjie. Terwyl 'n suurdeeg of soos heuninghaver minder tradisioneel is, sal dit ook werk. Bestanddele in 'n tradisionele braaibroodjie verskil van die hedendaagse variasies, soos 'n ontbytweergawe met spek en eier. Die tradisionele vulsels bestaan uit cheddar en gesnyde tamatie met dun gesnyde eie en bladjang. Die beste is verselperske bladjang. Die gewildste bladjang in Suid-Afrika is alom bekend. Jy weet waarvan ek praat. Jy gebruik dit ook om bladjanghoender te maak. Dit word gemaak met 'n mengsel van vrugte insluitend perske en appelkoos. Dis bietjie moeilik om elders te vind, daarom werk enige verselperske bladjang goed. Jy kan egter enige bladjang gebruik met 'n goeie smaakbalans wat soet en geurig is. Tradisioneel gebruik mens witbrood. As jy ander brood gebruik, kan jou vulsel dalk uitval. Ek het al heuninghaverbrood gebruik wat 'n bietjie minder tradisioneel is, maar goed werk. Jy moet seker maak dat die broodjie nie groot liggate in het nie, anders gaan jou vulsel uitkook. Smelt jou botter wat jy wil gebruik lekker sag, maar nie loperig nie. Jy smeer die buitekant van die snye brood met botter. Die botter vorm 'n lieflike goudbruin kleur met die braai. Omdat die botter lekker sag was, smeer jy die broodjie maklik. Ons wil nie gate in die broodjie maak deur te sukkel met harde botter nie. Baie mense rasper die kaas eerder as om reepies te sny. Dit kan help dat dit vinniger smelt, maar dit kan ook makliker uitval. So doen waarmee jy meer gemaklik voel. Persoonlik rasper ek die kaas. Die enigste belangrike wenk in die proses is om die kaas dop te hou. Die kaas moet smelt as die buitekant bruin word. Die kaas moet merkbaar sag word soos jy die toebroodjie omdraai om die ander kant te braai. Indien nie, verlaag die hitte of plaas op minder direkte hitte om dit geleideliker te laat kook. Hierdie Suid-Afrikaanse dis is eenvoudig en heerlik. Mens kan dit bedien as 'n middagete. Dit word tradisioneel meer by die braaivleis bedien. Die smeltende kaas, die bladjang met daardie bietjie tamatie en ei is so 'n smaaklike mengsel. Jy sal dit sekerlik weer en weer geniet.